Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat die woord van God vir die enigste bron van waarheid is. Nou ons leef in die laaste dae, ons leef in 'n tyd van groot misleiding en ek wil graag in hierdie video vandag gesels oor die verbond van Daniël 9:27. Dit gaan natuurlik die laaste 7 jaar inlei en nie die wegraping van die kerk nie. Nou staan ons op die drempel van die laaste 7 jaar, ek glo met my hele hart is die geval, en vir die slegte nuus vir die pre-trib leraars, daar is nie 'n pre-trib rapture nie. Maar ons weet dat 23 en 24 September het gekom en gegaan, en nou is brother Joshua weer eens besig met nuwe datums, die 7 en die 8 Oktober, en dit lyk vir my hierdie mense leer nie uit hulle foute uit nie. En daar's mense wat hulle waarskynlik ondersteun. Ek kry kommente soos, jy verstaan nie 23 en 24 September nie, en dan wil ek probeer om deur middel van kodes en getalle en numeriese waardes en simbole te sê dat maar 23 en 24 September het dalk groter betekenis, 'n geheime betekenis wat die Here dalk wil doen in die toekoms. Jy sien, ons kan nie die wederkoms en die wegraping deur getalle en numeriese waardes bepaal nie. God het dit bepaal reeds voor die grondlegging van die wêreld as ware, en hy het gesê dit gaan gebeur na die verdrukking van daardie dae. So mense wat dan komment stuur en jy verskil van my, stuur ook die skrifgedeeltes tesame daarmee en bewys die teendeel, eerder as om te beweer kritiek lewer en afbreekend te wees. Kom ons doen dit in die liefde van die Here. Goed, kom ons konsentreer op die two-state solution wat gaan plaasvind. En dit is 'n baie groot waarheid. Goed, die two-state solution is reeds op die tafel op die agenda van die United Nations Global Agenda, en wie is die vors van Daniël wat hierdie hele saak initieer? En want onthou, hy gaan hierdie verbond bekragtig. Nou ons weet nie wie hy is nie, maar waarskynlik sit hy tussen daai mense, en dit is natuurlik scary as ek die Engelse woord kan gebruik om daaraan te dink. So hy is daar tussen hierdie mense waarskynlik, en hy is besig met onderhandelinge. Die verbond wat gesluit gaan word is 'n bestaande covenant, en ons moet gaan kyk daarna. Die Bybel sê dat hy hierdie covenant gaan confirm, met ander woorde hy gaan dit bekragtig, en hy gaan dit doen met baie nasies. Dis natuurlik die United Nations, die Arabiese wêreld, so hy gaan met baie dit doen, en dit is iets wat reeds op die tafel is. Ons sien dit met hierdie Global Agenda meetings wat plaasvind en so meer. Kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte wat daarna verwys. Nou die Bybel sê in Daniël 9:27, en hy sal 1 week lank hierdie vors met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Nou hierdie week is 'n periode van 1 7 jaar lange periode, 42 maande en 42 maande, en ons weet natuurlik, dit is altesaam 'n tydperk van 2520 dae. Nou, ons weet dat hierdie antichrist, hierdie vors, in die middel van die 7 jaar geopenbaar word, en hy gaan hierdie slagoffer en spysoffers laat ophou. Hy gaan 'n gruwel in die tempel oprig. Hy gaan die tempel ontheilig. Dan begin die groot verdrukking as 'n ware. Nou, he will cause it to happen, is baie duidelik, ons gaan dit nou sien in 'n video, en ons weet nie hierdie man is nie, maar hy gaan hierdie verbond bekragtig, hy gaan dit maak gebeur, en ons sien dit alreeds besig om te gebeur. As ons kyk na die United Nations, die Global Agenda, en wat agter die skerms aan die gang is. Nou kom ons gaan luister na 'n video van Nelson Walters, waarin hy verduidelik dat hierdie gaan afgeforceer word op die volk Israel. Kom ons gaan kyk. So when people say the Antichrist makes a covenant with Israel to launch the tribulation, they're actually mistaken on all 3 points. The covenant isn't made by the Antichrist. The covenant isn't made just with Israel. The Antichrist rather enforces or strengthens an existing covenant made by others, and it's made with a much broader group.
However, as we pointed out previously, the covenant will be enforced upon Israel. Nou jy sien, dit gaan nie maar net gebeur nie. Israel gaan dit teestaan, hulle staan dit tans tee. Ek het al gesien video's waarin hy sê dat dit will not happen, maar dit gaan wel gebeur. Dit gaan afgedwing word op die volk Israel. Nou, kom ons kyk na hierdie skets. Ons weet natuurlik die sluiting van die verbond gaan plaasvind hier aan die begin van die 7 jaar, wat natuurlik die 7 jaar periode gaan inlei. En wat daarna gebeur is baie belangrik om te kyk wat sê Openbaring 6 vers 1 tot 8. Dit praat van die 4 perderuiters wat gaan hardloop. Dis die begin van smarte. Jesus het dit bevestig in Matteus 24 vers 5 tot 8 en hy het gesê hierdie is die begin van smarte. Dis nog nie die einde nie, dis die begin van smarte. En dan weet ons natuurlik in die middel van die 7 jaar gaan die antichrist geopenbaar word. Hy gaan in die tempel sit en voorgee dat hy God is en sal hy vir 1260 dae sal hy sy regering dan hê. So dit is wat die skrif sê, 42 maande is mag aan hom gegee. Die antichrist regeer nie vir 7 jaar soos baie mense sê nie, maar wel vir 'n tydperk van 3,5 jaar. En natuurlik dan sal die slag van Armageddon plaasvind. Die nasies wat natuurlik hierdie verbond bekragtig het, die antichrist, hulle sal natuurlik gebring word na die slag van Armageddon, sodat God met hulle gerig kan hou, omdat hulle die land verdeel het. Maar kom ons gaan kyk die verbond wat Israel wel sluit, is dit met die dood. Dis baie duidelik, Matteus 24 vers 15 sê baie duidelik, wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. En jy kan die aanvullende skrifgedeeltes gaan lees daarna, dan sal daar 'n groot verdrukking kom. Israel gaan vlug na die woestyn en dit is wat wel gaan plaasvind. Nou Israel weet dit nog nie, maar dis baie duidelik dat dit gaan gebeur. Nou Daniël 9:27 sê ook vir ons baie duidelik dat hierdie offers gestaak gaan word en gedurende die helfte van die week, dis die middel van daai 7 jaar periode, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees. Ander woorde, Israel gaan natuurlik in die begin van die 7 jaar sy tempel bou, en groot gaan absoluut gebou word langs die Rock of the Dome. Ons weet natuurlik, dit is iets wat wel gaan plaasvind. En dan gaan die antichrist daardie tempel betree, hy gaan instap, hy gaan dit ontheilig, hy gaan die verbond verbreek. En dit is iets wat in die middel van die 7 jaar gaan gebeur. Maar kom ons gaan kyk na die General Assembly Global Agenda en wat is hulle mee besig. Nou ons weet, hierdie het plaasvind 23 September 2025 en ons kan net daar gaan lees, as of March 2025, the state of Palestine is recognized as a sovereign state by 147 of the 193 member states of the United Nations, or just over 70% of all United Nations members. Nou, Macron van Frankryk, hy het natuurlik gesê, hy aanvaar hierdie Palestynse staat, en hy gaan dit deurvoer. Hy is een van die sterk sleutelspelers, wat natuurlik dit wil laat gebeur, en dit gaan gebeur. So, dit kan nie teëgestaan word nie. Maar kom ons gaan kyk, wat was gesê op hierdie General Assembly. Kom ons gaan kyk. The upcoming ministerial meeting to support the two-state solution, co-hosted by France and Saudi Arabia, is key to highlight international consensus around these goals and reaffirm the principle sustaining the two-state solutions. It is also a crucial moment to express support for the Palestinian Authority, identify ways to strengthening and encourage further reforms in line with its commitments, and to demonstrate through tangible steps our unwavering commitment to the two-state solution. Our goal is clear: realizing the vision of two states, Israel and a viable and sovereign Palestinian state, of which Gaza is an integral part, living side by side in peace and security within secure and recognized borders on the basis of the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states. Thank you. Nou ja, dis baie duidelik wat hulle agenda is. Hulle sien 'n twee state in een land wat
hand aan hand en by mekaar gaan wees. Natuurlik gaan Gaza geïntegreer word en daar's geen ander weg vir hierdie mense nie. Hulle gaan dit afdwing en dit gaan wel plaasvind. Natuurlik gaan Jerusalem nou die hoofstad wees van almal en dit is eintlik die kernpunt. Dit is Jerusalem sal 'n brandpunt wees vir die nasies, soos die woord van die Here leer. En dit is duidelik dat die baie van Daniël 9:27 stem eenparig vir 'n two-state solution. En dit gaan ons sien in die afsienbare tyd, toekoms. Ek weet nie hoe lank gaan dit vat nie. Dit kan ons nie bepaal nie, maar dit gaan wel plaasvind. Nou kom ons gaan luister na hierdie man, die minister van buitelandse sake van Saudi-Arabië. Kom ons gaan kyk wat hy te sê het. Describe also on the issue of keeping the two-state solution alive, because there is a consensus, I think, among the international community that the only way to ensure the security, not just of the Palestinian people and the rights of the Palestinian people, but also the security of Israel, is through a two-state solution, and we must do whatever we can to keep that solution alive. I think it's pointless trying to lay blame. I think there's enough blame to go around for everyone. The point is, we agree that the two-state solution is the right solution, and it's now time to put all of our efforts into making that happen, including holding those that become obstacles to that two-state solution accountable, whether it is someone like Hamas, if it's someone like the Palestinian Authority, but if it is Israel, then whoever is the obstacle must be held accountable. We cannot hold the future of our region, the future of our generations hostage to politics or ideology, and we must push to move forward. Accountable and consequences. Well, exact, of course. And on that note, ladies and gentlemen, please thank our panelists. Thank you, sir. Nou, is baie duidelik deur hierdie man dat dit sal gebeur, dit sal plaasvind. En dan word gesê daar gaan konsekwensies wees, accountability wees, en hulle gaan absoluut optree teen Israel as dit gaan weier. Maar dit gaan wel plaasvind. Maar kom ons gaan kyk na hierdie gedagte, die two-state solution. Nou, ons weet, jy kan aan die linkerkant die kaart sien daar, wat beplan word natuurlik, hoe die two-state solution sal lyk, die twee lande, natuurlik Palestina, en natuurlik ook dan Israel, en natuurlik Gaza gaan natuurlik geïntegreer word, met die hoofstad Jerusalem. Maar, daar is konsekwensies vir hierdie mense, wat die two-state solution gaan probeer afforceer op Israel, en kom ons gaan kyk wat die woord van die Here leer. Hy sê, want kyk in die dae en in die tyd wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek die nasies versamel en hulle aan die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle strafgerig te hou, terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land verdeel het. Dis die belangrike gedeelte. Hulle die land verdeel, they will divide the land of Israel. En God gaan dit nie aanvaar nie. Hy gaan 'n strafgerig hou oor hierdie nasies, natuurlik aan die einde van die 7 jaar by die slag van Armageddon. So, hierdie is 'n profesie wat in vervulling gaan kom, en dit is iets wat besig is om vlak voor ons oë af te speel. Kom ons gaan kyk na die groter gedeelte van daardie kaart. Nou ja, hier is die kaart wat natuurlik, hulle wys die groen gedeelte is natuurlik die Palestynse gebied, Israel, die bruin gebied, maar op die stadium gaan hulle dit verander. Dit gaan, soos ek nou gewys het in die vorige kaart, gaan dit een land Palestina en die ander gaan Israel wees met Gaza wat geïntegreer gaan word by Palestina. En Jerusalem, natuurlik die hoofstad van die land Israel, of die two-state solution. So dit is absoluut maar skokkend, maar dit gaan wel plaasvind. Nou, ons het gesien dat Donald Trump en Netanyahu gesprek gevoer het onlangs in die laaste week, en het hulle gepraat oor hierdie ding wat gaan plaasvind, en dat Israel nou moet vrede maak, Gaza moet nou op 'n oorlog maak, en dit is die begin van die verbond wat gaan gesluit word later.
Maar kom ons gaan hoor wat sê Donald Trump oor hierdie saak. So today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And let's call it eternal peace in the Middle East. So this is far more than anybody expected, but the level of support that I've had from the nations in the Middle East and surrounding Israel and neighbors of Israel has been incredible, incredible. Every single one of them. This afternoon, after extensive consultation with our friends and partners throughout the region, I'm formally releasing our principles for peace, which people have really liked, I must say. And these are done not just routinely done, these are done with total consideration and working with the nations that we're talking about. All of these nations have made contributions to those suggestions. I want to thank the leaders of many Arab and Muslim nations for their tremendous support in developing the proposal, along with many of our allies in Europe. Europe has been very much involved, and as I was called by many of the European leaders, most of them saying, is this true? Are you really doing peace in the Middle East? This is the most incredible thing we've heard. Some think it's the biggest thing they've ever heard. They called just to find out, was it just a rumor or is it actually done? And then they said, have you spoken to the Arab leaders? Have you spoken to all of the other leaders that we have to get? A lot of people involved in this one. I also want to thank Prime Minister Netanyahu for agreeing to the plan and for trusting that if we work together, we can bring an end to the death and destruction that we've seen for so many years, decades, even centuries, and begin a new chapter of security, peace, and prosperity for the entire region. Nou ja, wat sê ons vir mekaar? Is ons by die profesie van Daniël 9:27. Jy het gesien dat Donald Trump natuurlik die Arabiese wêreld, die moslim wêreld bedank het van 'n samewerking, contributions, en natuurlik ook die United Nations Europa. Nou hulle wat gesit het by die 23 September Global Agenda of die General Assembly van die United Nations, en hierdie mense is besig om hierdie ding na 'n punt te dryf, en Donald Trump het vandag iets gesê, of in hierdie video iets gesê, wat eintlik baie insiggewend en baie belangrik is, en dit is dat hulle eternal peace, dit is nie van hulle noem die peace treaty nie, hulle wil eternal peace in die Midde-Ooste hê, en dit gaan begin natuurlik wanneer Gaza op 'n oorlog maak met Israel, en al hierdie dinge reggestel is, en dan sal die twee state ingestel word, die two-state solution, en ek glo met my hele hart, dit sal natuurlik die deal wees waarvan almal praat, hierdie verbondsluiting, en dan sal die laaste week van Daniël ingelei word, en dan gaan dit ook begin. So, dit is belangrik dat ons maar die nuus dophou en gaan kyk, dit is nog nie 'n finale uitspraak nie, maar dit is op die agenda, dit kan gebeur in die afsienbare tyd wat gaan kom, en daarom moet ons as kinders van die Here baie gereed maak, dat ons gaan die tyd ingaan van die laaste 7 jaar periode. Nou mag die Here ons seën, mag ons oopmaak, en kom ons wees bereid om met mekaar te gesels op 'n baie mooi manier oor hierdie goed, en ek weet daar's verskille, en mense wys dit ook in hulle comments, maar kom ons gaan gesels met mekaar, en maak seker dat die woord van God die enigste fondasie is waarop ons werk. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën, totsiens.